Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. En hierdie is regtig 'n baie goeie môre vir elkeen van julle. Baie dankie ook dat julle ons so goed ondersteun. En dan wil ek net so 'n bietjie Henrietta en Hans van Ierland se boodskap uitlig vir oggend. Ons het later ook ander boodskappe wat ons gaan uitlig. Maar hulle het vir ons dan nou 'n boodskap gestuur op Messenger. En haar woorde was, sy luister of hulle luister lekker as ons kekkel oor alles en nog wat. Inteendeel is haar woorde, sy laaf dit. En dan sê sy ook al is hulle so ver in Ierland, sal hulle in murg en been Suid-Afrikaners bly. So, Jackie, baie welkom hier by die program. Ons gesels oor alles en nog wat, so stinkend soos wat jy daar so sit. Môre Leonie, môre Veronica, Chantay, julle dink hierdie goed van ons kom net daar in Ierland uit. Dit gebeur nie net nie. Ons het 'n klankingenieur wat dit al die pad vir julle stuur, Chantay en ons regisseur. En ons kan sommer uitlaat ook, terwyl ons nou aan die gang is van oorsee, ons het versoeke van Nieu-Seeland gekry. Kan julle glo? So is dit nie great nie. Welkom luisteraars, Stilbaai, daar sê ek dit weer, Stilbaai in ons hele streek en die hele wêreld. Baie welkom Veronica. Ja, welkom. Baie dankie. Goeiemôre luisteraars en welkom. Ja, ek sê ook welkom by Radio Fynbos, die beste uitsaaistasie van ons eie Stilbaai. Ja, Jackie, jy gaan seker vir ons eers vertel van Nieu-Seeland en springbokke en daai dinge. Ons gaan daarby kom. Ek wil dan net by voorbaat vir Jan en Hanlie Kiers van Auckland, Nieu-Seeland. Baie dankie dat julle deelneem aan ons versoeke. Dit is lekker om julle songs te hoor daar uit Nieu-Seeland uit. Soos ek vandag uitgewerk het, my somme is dit nou 10:00 by julle in die aand. So dankie dat julle so laat wakker bly en dankie dat julle na ons luister en verkondig dit in Nieu-Seeland. Kyk of julle net die All Blacks weer onttrek kan kry nie man, asseblief. En ja, okay, dan wat Jan en Hanlie Kiers van Auckland gevra het, Nieu-Seeland, One Moment in Time, wat Chantay ons regisseur gespeel het, net voor die program begin het, en die rede daarvoor is dat dit redelik lank is, om dit gedurende die program te speel, gaan bietjie van 'n uitdaging wees, maar ons gaan wel een speel tussendeur, en daarna, Jan en Hanlie Kiers, asseblief, moenie as ons tot sien sê, julle ook tot sien sê, al is dit bietjie laat, dan gaan julle laaste song gespeel word. Nou wat hulle aangevra het was One Moment in Time van Dana Winner, wat reeds gespeel is, en dan kom Pampoen van Steve en dan Harrekool. Dit sê net vir my een ding, ai mense, jy verlang partykeer na Suid-Afrika. En net ons nie daaroor gepraat nie, dames, jy verlang partykeer na Suid-Afrika. Nou ja, voor ons begin met die bokke, net 'n update vandag, ek het vanmôre gou 'n update gekry van die brande in Dannabaai, hy's geblus, dit was 'n groot brand geweest, natuurlik is daar nog warm plekke, so ons is bly hy's geblus, dankie vir al die harde werkers, en dan natuurlik groot nuus van Stilbaai was ook geweest, die vragmotor wat gister omgeslaan het, en ek hoop nie dit beïnvloed ons produk, of nie ons produkte in Stilbaai nie, maar ja, was dit nie lekker, en vat dit maar soos ek het sê, dit is so lekker om te sien dat mense het saamgestaan en saamgewerk, om dit op te ruim. Baie dankie julle almal. Nou sal ons aangaan met die bokke. Ja, ek dink net ons moet eers vir die luisteraars sê wat brand om te weet wat gaan aan, as ons so lyk in die ateljee. Dit was die idee van Veronica gewees en dan van Jackie af. Hulle stel hierdie program saam. En julle ken mos die idioom bo blink onder stink. Maar ons het laasweek bietjie gepraat oor goed wat ons omdraai. So Veronica, wil jy gou net vertel hoekom lyk jy soos wat jy lyk? Hi Leonie, ek lyk dan elke dag. Ja, dit gaan bietjie verder af gaan ons sê, dis nie altyd nodig wanneer jy lyk asof jy bo stink. Of kom ek stel dit so, wanneer jy bo blink,
het jy dalk 'n lelike hart. Ja. Of jy praat lelik van ander mense. Of jy doen lelike dinge. Ons draai bietjie die ding om en ons gaan vanoggend bo blink en bo stink en onder blink. Daar sy daar wys Veronica vir Ja, julle. en hier is ons blink van onder. Ja. Ja. En stuk van bo. Ja. En so het ek, julle sal nou nie mooi op my hemp kan sien, ek het my gesegde op bietjie omgedraai. Wat is 'n moeder sonder 'n huis? So dis ook 'n bietjie andersom as wat hy eintlik was al die jare. Maar ja, mense en ons sê vir julle asseblief onthou hierdie is alles tong in die kies. Dit verwys na niemand nie. Ons spot met niemand nie. En as julle ons gaan sien op YouTube wanneer Chantay hom gelaai het volgende week, dan gaan julle verstaan hoekom lyk ons soos ons lyk. En dis lekker om 'n bietjie 'n bespotting eintlik van jouself op te maak. Ja, dis lekker Leonie. Ek meen ons almal probeer in die dorp loop en ons op ons bes te lyk. Maar tog is ons opstaan in die oggend en ons moet 'n ou rollertjie insit hier en ons het nie grimering nie want weet nie baie slaap seker met grimering, maar ek slaap glad nie met grimering nie. Dan lyk jy ook nou maar regtig bo Stink. en onder blink. Ja, en ek dink as mense kyk hoe ons vrouens baie keer in salonne lyk en in skoonheidssalonne lyk, dan kom die waarheid na vore as ons die maskers begin afhaal. Maar 'n mooi storie, Jackie, soos wat jy nou lyk, vinnige getuienis, het daar een aand in die kerk, het daar 3 ingekom, en die een het sy lewe vir die Here gegee, baie mooi storie. En wat so kosbaar is, daardie aand is hy doodgesteek met die mes. En hoe betyds dit nie was nie. Ja. En die ander 2, een van hulle, het nou regtig hulle lewe omgedraai. En hulle het so begin blink, hoor. En dit sê net altyd van, moenie iemand op hulle baadjie trakseer nie. Want jy weet nooit wat binne aangaan nie. So kom ons, laat ons nie die springbok op hulle baadjie trakseer nie. Ja, nee, jessie man. En borrel ons nie van trots op die bokke nie, né? Alhoewel ons nou hierdie keer die rooi kaart gekry het, iemand het voor die game vir my gesê, asseblief tog, ons net nie gedurende ons volkslied 'n rooi kaart kry nie, want dis wat gaan gebeur. Ons is daardeur sonder enige iets. Nou op die een klip wat ons ontvang het, sê 'n komediant, ek het so gelag. Hy is so ernstig geweest. Hy sê hy het nou lank genoeg stil gebly oor rugby. Nou kan hy dit nie meer hou nie. Hy gaan nou tot uitbarsting kom. En nou wil hy net weet by SARU, Suid-Afrikaanse Rugby Unie, die coach Rassie en die bokke self, wanneer verloor ons tog weer 'n slag? Nee, ek hoop nie so nie. Nou lag hy so sarkasties agterna. Dit was vir my so cool geweest. En ja, ons gee erkenning vir Sylvester Kleinhans. Van odds en ends. Nee. Ja, hy is wel, maar ek hou daarvan as die manne vir my sulke humor stuur. Dankie Sylvester. Nou ja, dan 'n ander een wat ook komies is, ons soek dit maar altyd uit hier by Radio Fynbos, want dit is waaroor dit gaan nie so by Radio Fynbos, goeie nuus, en ons kry al die goeie goed. In die publiek wil ons hier saamvat. Baie geluk aan RG Snyman wat sy 50ste toets gespeel het, en hy lyk nog sommer heel goed. Ons het nou die dag het ek gekyk, toevallig gister, ek dink hy is nog baie jonk, hy gaan nog 'n hele paar speel. Nou op 'n vraag van een van sy spanmaats waaroor hy die bangste is, want hy is so groot en sterk man. Toe sê hy, manne, dis natuurlik tong in die kies. Ek is die bangste vir 'n enkel brandewyn en Coke. Ai, en hulle het so lekker gelag. En dan Malcolm Marx. Kan ons nie trots wees op hom nie. Hy is gekies as wêreld rugby se speler van die jaar. Wow. Dis great. En ek weet daarby was Pieter Steff de Tooy dink 2 keer al en daar was nog een, ek kan nie onthou nie. Maar baie geluk in die bokke. Julle is op ons almal se lippe deesdae. En dis lekker as alles so goed gaan. Nou Veronica, jy wil vir Rassie iets vra? Ja, as ek ooit die kans kry om vir Rassie vir Rassie iets te vra, dan gaan ek hom vra, kan jy nie net iets doen? Wanneer hierdie manne die bal het, is dit die hoogtepunt van die wedstryd, want hulle wil 'n 3 druk. Maar nee, en dan sal hulle nou hardloop met daai bal waar hulle is, tot agter die pale.
Nou ek besef, dis beter vir die makliker vir die skopperommer, maar my senuwees in my hart kan dit nie hanteer nie. Want wat is daai bal uitval met Murphy's Law of hy trap uit of al daai dinge. Ek kyk nou al meer as halftyd rugby. Ek het nou al besluit, maar ek weet nie, ek dink ek moet maar 'n ou stres dingetjie drink voor die game. Ja, kyk as hy oor die doel en hardloop met die bal en hy hardloop pale toe, dan hoor ek al Veronica skree. Ek is op die paviljoen soos hy skree. Druk die bal. My ma dieselfde ding, druk nie, my ma het net 'n bietjie anders te bietjie krasser, ja. gestel. Druk die bal. Ag, dis lekker. Hoe lekker is dit nie om so te gesels en goed wat ons almal bymekaar bring nie. En dan natuurlik hoogtepunte. Ek dink baie hou daarvan, Sevens rugby. Dis hierdie naweek begin dit in Dubai. En ek kan vir julle een ding beloof. Dis 'n groot feesvier in Dubai as die bokke daar speel of die Sevens daar aangebied word. Wat 'n lekker gees en die locals van Dubai het maar baie diskresie met ons as expats gehad. Hulle los jou maar 'n bietjie uit want hulle weet die oomblik is groot. Nou net so vinnige terugvoering, dames en here, ek hou aan in check voor jy kan praat. Baie paaie is gesluit en nou gedurende hierdie tyd. Ek dink daar is 'n instalbaai. Ja. Want hulle gaan onderhoud doen. So baie geluk Hesekwa. Julle doen nie onderhoud in ons paaie en daar's 'n paar paaie en julle kan dit kry op hulle webwerf. Wel dan en dankie dat julle ons in kennis gestel het. En dan natuurlik die 26ste tradisioneel Stilbaai Touchies. Onthou, moenie dit vergeet nie. Ongelooflik besig. En ou het my ook WhatsApp en gesê ek moet hom ook almal 'n bietjie groet want hy luister ook daarom. Neil Hannekom, ek groet jou en ons gee jou erkenning van Radio Fynbos. Dankie dat jy luister. En sterkte vir jou dogter, sy doen skopboksing en sy het silwer gekry in Suid-Afrika. Wel dan. Nou ja, vandag, ons speel nou weer met die uitdrukking wat ons almal ken, bo-blink onder stink. Die klassieke beskrywing van iets wat mooi lyk bo op, maar die wiele val af onder. Nou wat beteken bo-blink onder stink? Dit beskryf 'n situasie, 'n persoon of 'n ding wat van buite mooi, suksesvol of foutloos lyk, maar in werklikheid probleme, skuiwergate, korrupsie, leuns of gebreke wegsteek. Dis basies ons voorkoms teenoor werklikheid. Die uiterlike blink, maar die binnekant stink. Ja, ek het gewonder Leonie, jy's nou en ek wil nie nou regtig jou dan voor die bus ingehou as Dr. Leonie nie. Reïnkarnasie. Is daar so iets? Min of meer net ek wil jou net voor, en hoe kom ek jou so sê? Kom ons los vir Dr. Leonie nou uit hier so die ding uit want dis 'n ongemaklike vraag. Nie ongemaklik nie. Ek glo jy. Ek het gewonder, ek dink daar's reïnkarnasie. Ek het gedog reïnkarnasie is beteken as iets in jou gedagte opkom wat jy dink jy al voorheen gesien of gedoen het. So dit het ook niks daarmee te doen. Nee, dis meer 'n déjà vu oomblik wat jy het. Maar as daar ekskuus tog Leonie. En nou praat ek met Leonie die aanbiedster. Ek het altyd gesê as daar iets is soos reïnkarnasie, dan wil ek graag terugkom as Jakkie se vrou, want sy baie lekker. Asseblief. As watse diertjie sou julle wou terugkom? Diertjie. 'n Koekie. Ek wil graag 'n koekie wees. So nederig en ja. Leonie? Ek sal as 'n arend sou wou terugkom. Ek 'n visarend. Okay. En Chantal, Sy jy? Sulke maar warm, ek weet nie. Die ons praat so van diertjies, nee, ek weet nie of julle gelees het nie. Daai skilpad, die oudste skilpad in die wêreld is nou hierdie week oorlede. En dink jy in Suid-Afrika nog? Nee, in Florida dink ek. Hy was 141 jaar oud. Beste. Toe sy oorlede en hulle moes hom ongelukkig uitsit want sy bene kon nie meer dit hou nie en hy het baie pyn verdra. 141 grootte. So hulle is nie soos 'n honde wat jy met 7 moet maal nie, Nee. dan was hy baie oud gewees. Ja.
Maar vertel vir ons Veronica, wat is eintlik hierdie ding van bo blink onder stink? Mense wat hulle beter voordoen as wat hulle is. Verhoudings wat mooi lyk, maar ongesond is. So die tweetjies gaan sit in die restaurant, dan hulle drink 'n glasie wyn of twee en as hulle by die huis kom en haal hy man al hy snikke op die vrou uit en hy slaan 'n skop haar op Yes. kont. Of sy laat haar, hulle gaan kom by die huis en sy sê ek gaan gou vir apteek toe en dis 'n tyd ontmoet sy skelmpie. Dis ook vir my nogal 'n Ja, boeblink. dubbele lewe, ja. 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 Organisasies of instellings met mooi bemarking, maar vuil praktyke. Nou vuil praktyke meen seker nou nie die besem as jy laat daar nie, maar Ja, dit skelmsteek. agteraf. En enige vorm van skynheiligheid of misleiding. Ja, ek dink dit is soos wat Spreuke vir ons sê, jou weegskaal moet jou regte weegskaal wees. Jy moet Ja. nie gaan Ja, en agteraf goedjies bylig nie en dan sê hy ook mos van pas op vir die een wat knip met die oog. Ja. Nou ja, Jan en Hanlie Kiers, ons het nie vergeet van julle nie. Ons gaan nou na julle soms uit van Auckland, Nieu-Seeland. En luisteraars wat nou net ingeskakel het by Radio Fynbos, baie welkom. Ons julle sal sien op die YouTube hoe Fanny is ons aangetrek. Miskien lyk ons mooier vir julle so. Laat weet ons. En die geselsie gaan oor, ons draai dit om vandag, bo stink en onder blink, wat nou anderster is as die woord wat gewoonlik gebruik word. Nou ja, want soms lyk dinge bo-op soos 'n ramp. Soos jou kind se skooltas op 'n maandagooggend. Maar onder is daar iets besonders, iets waardevols. Dalk 'n mooi boodskapie vir die juffrou. Of die kind het vandag 'n pragtige prentjie geteken en onder in die tas gesit om vanaand vir mamma of pappa te wys. En ja, so bo stink onder blink. Dit gaan oor daai mense, projekte of situasies wat op die oog af dalk 'n bietjie rof lyk. Soos 'n ou Toyota met 'n misfiring exhaust uitlaatpyp. Of iemand wat sy hare lyk of dit selfvertroue verloor het. Maar as jy 'n laag dieper kyk, sien jy die goeie goed, die hart, integriteit, talent of verbasende potensiaal. As Veronica, ek kyk vir jou dieper. Soos hulle mos altyd sê, jy moet my nie in die krop kyk nie, maar kyk net vir jou vandag in die krop en ek sê ja nee, daai integriteit lê daar. Ek dink amper dis 'n goeie tyd nou vir pampoen. Pompoen, ja, as ons regisseur reg is, sy stuur ons syne uit tot in Nieu-Seeland en Ierland. Dankie Chantay. Daar sy en so het Stef ons dan gevat met pampoen waar ons gehoor het, bring daai goedjies wat jou pla en pak hulle in 'n tas. So wie van julle gaan aangaan dan nou met die kantoor fridge katastrofe? Alright, ja, dankie Jan en Hanlie Kiers van Auckland vir hierdie versoek, baie lekker. Veral toe Stef nog sing van Bloemfontein op. Toe is dit eers lekker, maar lekker luister daaraan voor julle gaan slaap. Luister maar julle program klaar. Julle hartekool gaan nou kom. En dan kan julle lekker droom oor daai hartekool op en vuur en vleisie op die hartekool. Veronica, raai, dan sê ons dis 'n herinnering, die laaste is dat jy nie altyd die stinkboom moet oordeel nie, want soms skuil die blink onder waar dit regtig tel. Eintlik is dit 'n algemene ding. Moenie oordeel nie voor jy alles weet. Regtig, moenie dit doen nie. Maar anyway, daar sê Veronica, Die kantoor fridgie. Wat ek neem my yskas, wat ek aanneem my yskas is. Katastrofe. Ons kantoor fridge stink soos 'n biologiese wapen. Ek ken nie 'n biologiese wapen nie, jy ken nou, stink dit. ja, glo so, ek was Ja, nog nooit in die glo, oorlog ja. nie, so, maar ek glo dit doen. Maar onder blink die laaste sjokolade wat iemand weggesteek het. Nou op Koos se bakkie stink bo. Byvoorbeeld die bonnet is vas met kabelbinders. Ons noem dit sommer tie-backs, nee. Ja, Maar onder blink die wie uit wat mooier grom as 'n leeutemmer. nou ja, die studentekamer. Dis 'n interessante een. 'n Student se kamer stink bo. Daar's bommels, klere in 'n kas ingestop.
pizza bokse wat nooit weggegooi is nie, chaos. Maar onder blink die 85% op sy toets, wat hy nog altyd in sy laai vergeet het, nooit gewys het nie. Nou wonder ek altyd, is dit nie maar net 'n introvert wat nie hou van kollig nie? Sal mens dit weet? Ja. Want jy wil nou nie die kollig moet op die deurmekaarheid gaan nie, dit moet op sy punte gaan. Nou ja, Die braaivleismeester, hy stink bo, rook, sweterig, voorslag. En iemand skree, wie het die tang gesmeld? Maar onder blink die perfek medium rare steak. So dit klink goed op 'n Woensdag. hier is sy, ja. Leonie, vertel ons 'n bietjie van die WhatsApp groepies. Die WhatsApp groep stink bo van die tannie se goeie môre geseënde dag foto's. Maar onder blink dan die gossip stories. Ja, ek sal nou nie verder gaan in daai een nie, want ek kan van dit baie sê. En dis al wonderlik vir jou nie en Veronica, luisteraars, hoe 'n halwe woord naderhand 'n hele storie word wat totaal Ja. ver van die waarheid af is, of meeste van die tyd. Baie interessant. Ja, ons kan vas steek dan nou by Kom ons braai. Ek weet nie wie van julle kyk Kom ons braai nie, maar dit is nogal 'n gewilde Ek kyk hom gereeld. program tussen my en Gerard wat ek dit self om tyd rekord as hy hier is. En dan is dit mos altyd om die tafel. Dit is Ja, so ja. lekker. En agteraf, ag nee, mens moet nie so wees nie. Ek stem. Jy kan dit nie glo nie. Maar ek sê altyd, ek kyk hom ook. Ek kyk hom gereeld. Inteendeel, ek het 'n klomp series wat ek getyp en elke aand kyk ek dit. Wil ek nou maar sê. En weet jy hoekom hou ek daarvan? Ek hou daarvan, die man is by die braai. Dan kom die vrou aan met sy drankie. Nie hy moet nou rondhardloop. Gaan jy braai vanaand? Want ek sal vir jou melkdrankie aandra. Dit is baie nice wees vir my. Maar weet jy, ek wil op Ek hierdie spot punt, sommer. hierdie is dalk 'n goeie onderwerp vir die toekoms. Wanneer weet jy of jy iemand seer maak? Moet jy altyd regtig reguit wees? Ek meen, as ek nou vandag 'n rok aan het en jy hou nie van hom nie, moet jy bly jy eerder stil? Sê jy het 'n mooi rok om jou goed te laat voel, of Ek dink daar is 'n tyd vir alles. ja, Ja, en diplomatie, nee, Leo. Ja, en daai klein woordjie tact, om Ja, tactvol te wees. ja. Ja. Kyk, ek ekskuus tog, ek chop nou weer in want dit kom nou by my op. Veronica se oorlede broer was baie goed met takt. Hy's 'n baie reguit ou en hy sal vir jou sê, jy sê maar jy ryk lekker vir 'n vet vrou. Dit was sy way van. Maar hy was 'n baie grappige Ja. en baie liefdevolle mens. Maar ja, en hy sal ook as iemand nou regtig mooi lyk, dan sal hy op 'n manier sê, "Jo, maar jy sweet mooi vanmôre." Ja, so iets. Ja, is lekker sulke goed. Ja, kosbaar. En dan kom ons by die liewe Instagram filters. Okay. Die mooi praat CV's. Maar die Ja. waarheid is baie van die beste mense en beste dinge in die lewe kon nie Ja. eers mooi toegedraai het nie. Ja. Ja. Dis baie waar. En die baftkarre. So kom ons dink bietjie aan die chef wat lyk of hy nou net wakker geword het of 'n tornado hom getref het. Ek glo hy het nie 'n nagmerrie gehad oor kos nie, maar hy het wel gedroom om die volgende dis perfek op te dis Dis en dat reg. hy sal kook wat jou sal laat huil van geluk. En dan die ou met die geroeste bakkie wat nie eerste rad het nie. Hy trek sommer 'n tweede rad weg, maar hy is die man wat altyd opdag om te help. Ja. Is dit nie waar? Dit het ek nogal baie in my lewe gesien, ja. Iemand wat regtig nie het nie, maar wat ons Ja. sy laaste sal gee. En nie daai storie van die buurvrou en die buurman of die laaste iets vir die buurman sal gee of so nie. Dis 'n grappige een. Maar ja, jy kry mense wat regtig waar Hulle het self net goeie swaar harte. kry, maar hulle sal nooit huiwer om iets vir iemand anders te doen nie. En dan die vrou in die gym, Veronica. Ja, die vrou in die gym wat lyk of sy sukkel om die treadmill aan die gang te kry. Maar my maat, as sy hardloop sy onder die treadmill of onder die tafel in. Die blink lê nie bo nie, dit lê onder. Hallo, onder. Waar dit actually sal maak. Veronica, hierdie is jou favourite, die skoolkonsert. O ja, die skoolkonsert.
Bo sing dit. Dit gaan mal. Hierdie kind se ma het nog nie opgedaag met die kind nie. Jy wag, die gordyn moet oop. En is chaos. Die kinders vergeet waar hulle moet staan. Party vergeet hulle dingetjies of toneeltjies wat hulle moet opvoer. En die onderwyser of onderwyseres wat op breekpunt is. Maar dan, as daai gordyn oopskuif, dan kan jy letterlik die trots op die ouers se gesigte sien. Kinders wat hulle alles gee. En 'n gemeenskap wat by mekaar kom, wat opstaan, wat die kinders toejuig, daai toejuiging wat dit vir daai kindjie betref, Daai daai dag op, motivering. ja, dit is ongelooflik. Nou ja, daai is blink definitief van onder. 'n Paar verhale wat diep slaan. Die ou werksman. Ek ken 'n ou werksman, stil, bietjie nors. Sy klere is altyd vol verf. Sy hare 'n bietjie wind verwaai. Niemand gee hom baie aandag nie. Bo stink, so sê hulle, maar onder, die man bou meubels wat soos kunswerke lyk. Elke stuk hout deur sy hand. Dis die blink. Nou ja, ons gaan met die skoolkind wat niemand raak sien. Daai skoolkind wat altyd die stilste is, altyd agter sit. Die juffrou dink hy gee nie om nie, of hy wil iets kattekwaad doen daar agter. Bo kalm, onsigbaar, bietjie afsydig, maar onder, hy skryf stories in sy huiswerkboek wat jou asem sal wegslaan. Hy het 'n hele universum binne in sy kop. Jy sê, net weer Jan en Hanlie Kiers van Auckland, Nieu-Seeland. Onthou, moenie afskakel nie, ons kom nader aan ons program, se einde. Maar moenie afskakel nie, julle kan nog lekker luister. Hou die ou mense wat daar by julle kuier bietjie wakker, dat hulle nie so vroeg gaan slaap nie, maak hulle wakker. Hulle behoort nou al reg te wees om die tydsones in te stel in die lyf. Miskien is jy op hierdie oomblik so bietjie bo stink, jou lewe de mekaar, dinge lyk rof, maar onder blink daar dalk iets in jou wat jy nog nie besef nie. Talent, karakter, moed en potensiaal. Ja, hoe belangrik is dit nie? Ons het nou lekker diep gesels oor bo blink en onder stink of andersom. Nou afsluiting, dis nou waarmee ons gaan besig gewees. So volgende keer as jy iets sien wat nie mooi lyk nie, 'n situasie, 'n mens, 'n dag wat skeef begin het, onthou net. Die blink lê nie altyd bo nie, maar dis daar. Die beste stories, die mooiste mense, die grootste suksesse begin juis by 'n plek wat bo stink. En ek sit altyd in wonder en ek glo Leonie as dokter Leonie baie met sulke goed te doen van mense wat regtig rock bottom is. En dan wonder ek baie wat het hulle laat moed opgee, as ek dit so kan sê. Jy het altyd hoop om te lewe, maar ek kyk baie keer mense wat daar onder 'n boom lê en eintlik gedaan is. Dan dink ek iets moes hulle gedruk het. En ek sê nou, ek kry die gevoel dat daai mense so rock bottom as wat hulle is, glo ek die Here is naby aan hulle. Een of ander rede glo ek dit. Hulle kom net nie daaroor nie. En ek het nou die dag en ek probeer, en ek gaan nie nou name noem nie, ek probeer nou nog die ou oorreed om te kom gesels oor verslawing. En ek het dit nooit besef nie. Verslawing, Leonie sal weet, is 'n constant battle. Al is jy hoe lank skoon. Ek het dit nooit besef nie. En ek het nou eendag, ek praat nou baie aan, dis alles behalwe my vak, dis Dr. Leonie se vak, maar dit is vir my so interessant. 'n Ou het eendag verduidelik, weet jy wat, dis soos jy wat baie lief is vir chocolates. En jy mag dit eintlik nie eet nie, soos 'n diabetes. Hy sê nou loop jy verby 'n KitKat. En jy kan dit nie weerstaan nie. Dis die stryd wat hulle daagliks voer. Dis hartseer en ons sê baie dankie dat ons so geseënd is. Wel ek het probeer rook en God se genade het dit nie pos gevat nie.
net sowel kon dit. Net sowel kon iets anders op. Nou het ek lank genoeg gepraat. Ja, ek wil net gou gesê dis nie altyd dwelms en drank wat verslawing veroorsaak is. Ek meen vat vir 'n diabetes. Vir 'n diabetes is seker die moeilikste ding om verby 'n sjokolade te loop of 'n lekker stuk roomkoek of iets wat daar staan. So dit is nie 'n kwessie van verslawing nie, maar dis net daai jy wil hom hê, maar jy moet hom nie hê nie. Ja, nou het ons diep dinge gepraat wat eintlik nie ons vak is nie. Maar ons sit met 'n ekspert hier onder ons paneel, maar dit los ons eers. Dankie luisteraars dat julle na ons geluister het. Onthou, moenie vergeet nie. Vrydag 4uur heruitsending. Daarna gaan julle kyk hoe mooi lyk ons op YouTube wanneer Chantay dit gelaai het. Nou ja, van my kant af, ek gaan nou die ander twee dames, ek het nou genoeg gepraat van my kant af. Baie dankie en lekker verder luister na julle musiek. Dis reg so mooi loop. En as ek maar net kan sê wat mense rock bottom laat val in die lewe, is dit die stemme wat jy hoor, die stemme uit jou kinderdae uit, die stemme wat in jou kop nog steeds in vrein, en die stemme wat jy hoor. So kom ons sluit net hierdie program dan af van Radio Fynbos se kant af. Hoekom dink julle sê ons dat ons lese is? Ons slogan is eintlik dat ons fyn daarop ingestel is om die mooi agter elke bos te soek. Want hoe mooier jy kyk, verby die stink, verby die lelik, verby wat jy dink mense nie talente het nie, is dit amazing om te weet dat Psalm 139 bestaan, dat God ons elkeen wonderbaarlik geskape het. So kom ons onthou bietjie hierdie les, bo blink onder stink, en dan kyk ons, blink ons regtig soos wat ons sê ons blink, of wil ons maar eerder net werklik wees wie ons is, en dan sal mense op die einde van die dag wel uitvind. 'n lemoenboom sê nie, ek is 'n lemoenboom nie, 'n lemoenboom wys, ek is 'n lemoenboom. Goeie voorbeeld. Ja, luisteraars, dit was lekker om met julle te gesels. Ek kan nie wag om by die deur uit te kom en hierdie dingetjie op die aan te steek nie. Nie regtig nie, dis nie my lyn nie, ek bær onlus. Lekker dag. Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jackie Woensdae om 11uur. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11uur skerp, Junie en Jackie met ons klank.